Fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing our story. My kind het die geneigtheid om my op die onmoontlikste tye te kom roep en te kom sê, mamma, kom kyk gou hierso. En hy gaan nie ophou voordat jy nie opgestaan het en gaan kyk het nie. Mamma, kom kyk hierdie groot springkaan. Mamma, kom kyk hier's 'n miskruier wat 'n bol misrol. Mamma, kom kyk gou. Ek het 'n wortel uitgetrek wat net soos 'n mannetjie lyk. En ek dink ons almal, ek en Kluis raak ongeduldig met ons kinders wanneer hulle ons plaas, ons besig is met belangriker goeders. Maar weet jy, miskien is dit net wat ek en jy op daardie oomblik nodig het om net weer bietjie terug te kom aarde toe. Staan op. Gaan kyk wat jou kind of jou kleinkind vir jou wil wys. Gaan kniel saam met hom of haar in die stof. Gaan kyk na daardie springkaan of die miskruier of die wortel of wat ook al. Want is dit nie eintlik maar wat Jesus van ons vra nie? Terwyl hy en sy disippels besig was, het mense kindertjies gebring sodat hy hulle sal seën. En Jesus se disippels het met hulle geraas en gesê, nee man, ons is nou besig met belangriker goed. Kan julle dit nie sien nie? Nou wil julle hê ons moet hier na hierdie klein kindertjies omsien wat so onbelangrik en onbenullig is. Maar Jesus raas met hulle, nie met die kinders nie. Hy raas met die disippels en hy sê vir hulle, laat die kindertjies na my toe kom. En moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. En hoor nou hierdie belangrike woorde. Dit verseker ek julle, die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En nou moet julle onthou, wat is die implikasie van Jesus se woorde? In daardie tyd was kinders gesien as kosbare besittings, maar min geag, eintlik niks geag as mense nie. En tog, sit Jesus sy hande op hierdie vuil kindertjies en hy seën hulle en hy verwelkom hulle in God se koninkryk in. En Jesus sê vir sy disippels, onthou sy disippels wat elke dag saam met hom geleef en gewerk het en na sy preke geluister het en hom baie beter geken het as wat hierdie kindertjies hom ken, as julle nie soos kinders word nie, sal julle nie die koninkryk ingaan nie. Hy sê eintlik vir hulle, vergeet net vir hulle oomblik wie julle dink my seun verdien of nie verdien nie. Vergeet net vir 'n oomblik hoe belangrik julle is en wie julle dink nie belangrik genoeg is nie. Geniet die seën en die gawe van God soos 'n kind. Ek dink dit is goeie raad vir enige volwassene. Beleef net weer die lewe soos 'n kind. Vergeet net gou vir 'n oomblik dat jy hierdie image het om te beskerm. Vergeet net hoe belangrik jy is vir 'n oomblik. En speel saam met jou kind of jou kleinkind. Wees soms laf, word vuil, al dink ander mense wat. Want dit beteken nie net baie vir ons kinders en ons kleinkinders as jy dit doen nie. Dalk leer jy deur hulle weer leef. Dalk beleef jy daar hoe God jou seën en sien jy iets raak van God se koninkryk wat jy nie meer besef het nie. Sy koninkryk is reeds rondom jou. Kom ons luister nou na die gedig. Fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing our story before there was one, from the day you arrived till you walk. Kyk jy op na die wolke, sweef ek by die son. Rip jou trane in die stof, breek ek in die modder. Soos jy skaterend in die ronde tol, voel ek die wind in jou hare, en jou warm lyfie teen my bors, kruip so stroop deur my are. Onbewus van die magiese krag wat jou taai handjies het, raak jy aan, neem jy in, en deur jou vingers, jou voete, jou dans en val, leer ek weer leef. Deur jou droomoë sien ek die koninkryk kom. En op jou lekkertjie lippe
ruik ek die asem van God. Fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing